Karel, baie welkom by sessie 3. Ons is al by sessie 3 in hierdie gesprekreeks oor Stilweg, die boek wat jy geskryf het en wat vir ons 'n lekker aanknopingspunt gee vir al hierdie gesprekke. Nou, daai Stilweg, wil jy nie dalk net vir ons die boek ophou dat mense nog kan sien waar en hoe en vertel waar ons dit kan kry nie. Wys dit maar vir die kamera. Dit is Stilweg en dan sê jy 'n bietjie meer daaroor. Ja, dit is so 'n bietjie die vrug van my skryfwerk die afgelope jare. Meditasies oor groot temas uit die kontemplatiewe tradisie. Ons het nou al gepraat bietjie oor stilte en oor God. Dit is twee van die temas. Ek dink ons wil vandag bietjie oor geloof praat. Maar ja, die boek is te koop by Christelike Lektuurfonds in Wellington. As mense, ek dink, dit graag wil bestel. Dit is ook by Koem Boeke, het ek gehoor, beskikbaar, of 'n mens kan navraag doen ten minste daar. En ja, kyk maar op die internet na sê Christelike Lektuurfonds, dan kan julle miskien, as julle belangstel. Ja, die boekie gaan my nogal ter harte, as ek moet sê. Die kom nie net uit my hart nie, maar dit vertolk baie goed wat ek glo in en wat ek dink vir ander mense baie kan beteken. So, daar's wonderlike temas, daar's baie gedigte in, daar is ook musiek, skakels na musiek toe wat jy kan speel. So, ek dink, ek is vreeslik opgewonde oor die boekie. Lekker, Karel. So, ons het in vorige sessies bietjie gepraat in sessie 1 oor jou eie reis met die Stilweg. En die tweede sessie het gegaan oor God en stilte. Nou wil ek maar vir luisteraars en kykers aanraai om die vorige sessies ook weer te gaan kyk, net om vir hulle agtergrond te gee oor dit waaroor dit gaan en waaroor ons praat en so. En dan die verdere ding is, ons wil baie graag hierdie YouTube kanaal uitbou en veral hierdie sessies met Karel oor Stilweg voor oë en onder oë bring van meer mense. So die eintlike gedagte is dat mense maar sommer dadelik nou die subscribe knoppie druk hieronder en dat hulle dan daardeur ook deel word van hierdie groter gesprek. Natuurlik is daar 'n voordeel aan verbonde. Hulle kan ook dan dadelik weet as daar nuwe sessies of nuwe episodes verskyn. So subscribe asseblief, dit gaan ons baie help. Karel help en dit help ook die saak waaroor dit gaan. Karel, vandag gaan ons praat oor geloof en stilte. Kom ons skop af, wat sou jy ter inleiding dink met jou navorsing en jou skryfwerk? Wat is van die belangrike goed wat 'n mens moet sê oor geloof en stilte? Of die rol van geloof in die kontemplatiewe beweging? Ja, miskien sou ek begin om te sê dat natuurlik, ek dink egte geloof het natuurlik 'n element van kennis. Jy weet, jy moet bietjie gaan lees in die Bybel. Die Bybel is die bron en dit is 'n kennisbron, maar dit gaan om meer as net kennis. Jy weet, ek dink die katekismes formuleer dit kennis en vertroue. Jy weet, maar waar kom dit nou vandaan? Ek het nou 'n interessante vriende, 'n egpaar, en die man is baie rasioneel. Hy's 'n wonderlike persoon, ons is goeie vriende, en hy's ook 'n teoloog, maar hy wil graag 'n bietjie, as hy praat oor geloof, daarom kan sê, man, daar is goed waarin ek kan vashou met my verstand, jy weet, as ek dit so kan uitdruk. En sy is anders as hy weer, en hulle praat nogal daaroor, en hulle het ervaar dat dit is aanvullende goed. Vir haar is geloof baie meer gebaseer op ervaring. Jy weet, dat ergens in jou lewe, jy amper by die punt gekom het waar Job gekom het. Wat ook maar geworstel het sy lewe lank nadat al die rampe hom getref het, en hy in gesprek gegaan het met God, soos hy God ervaar het, en gestry het met God, en gesê het, maar dit kan tog nie wees dat U my nou straf, omdat ek nou, jy weet, nie glo nie, of, want ek probeer my bes, jy weet, ek is 'n vroom man op 'n manier, ek probeer my kinders ook daarin onderrig, en dan moet hy ontdek, maar jy weet, die antwoord wat God vir hom gee is bietjie anders as wat hy gedink het. God neem hom op die ou en deur amper 'n dieretuin om hom net te bewus te maak van sy werke. En dan gaan sy oë oop en dit is dan maak hy 'n uitspraak wat ek dink die taal van die egte geloof is, en dit is, hy sê ek het
lank gedink dat ek weet wie ek is, maar nou het my oë u gesien. Jy weet, nou het my oë het nou oopgegaan vir u. En dit is daai ervaring skielik van, yes, God is nader aan my as wat ek gedink het. Soos Luther gesê het, God is nader as hemp en rok, het hy letterlik gesê. As ons oë net kan oopgaan, dan kan ons dit sien en ervaar. Paulus wat in hierdie rigting beweeg het, jy weet, om Christene, gelowiges te vervolg, daar gebeur iets in sy lewe, daar val 'n lig oor sy lewe, en hy ervaar net 'n ongelooflike gevoel van bewoonheid, van skuld. Wie is u wat nou hier met my lol, jy weet so, en dan hoor hy sy naam wat met hom praat, maar dit is 'n ervaring, en van daai oomblik af, is sy lewe omgekeer. Mense dink aan Thomas wat getwyfel het, en wat dan 'n ontmoeting het met Christus, die opgestane Christus, en dan op die ou end genooi word om kom raak aan my. Dan kan jy evidence kry. Jy weet, jy kan bewys, daai bewys wat ons soek graag. En weet jy, daar word nooit gesê dat hy gaan raak het aan die wonde van Christus nie. Daar het iets anders gebeur. Ergens in die geloof waarvan sy vriende hom vertel het. Die ander disippels het skielik ingeskop hier voor Jesus. En dan sê hy net, my Here en my God. En hy buig. En dit is 'n soort ervaring. Ja, kan ek sê, so ervaring kan natuurlik in ons eie lewe plotseling gebeur. Jy weet, Karl Barth, die groot Duitse teoloog, het gesê, eintlik is geloof as die genade so, hy het nou die Duitse uitdrukking gebruik, senkrecht van oben, dit slaan jou soos 'n weerligstraal. Daar's baie mense wat so ervaring in hulle lewe het, jy weet, dat hulle skielik soos Paulus, jy weet, skielik so 'n lig kry in hulle lewe, maar baie ander mense, en ek tel my onder hulle, is amper asof die geloof in God, in Christus, geleidelik in my lewe posgevat het. Jy weet, amper wil ek sê, 'n trapplek gekry het. Mense kan amper praat van 'n soort gegrepenheid in jou lewe. En weet jy, geloof is as jy daai gegrepenheid ervaar in jou lewe. En dit is iets wat jy, as dit eenmaal gebeur het, amper nooit weer kan afskud nie. Ek dink dit rym ook met die belofte van Christus, dat niemand sal julle uit my hand kan ruk nie. As jy eenmaal daar is, wie dan begin dit groei tot 'n soort pad. En dit word 'n pad van vertroue in hierdie onsigbare God, wat dan in Christus sy gesig vir ons meer duidelik kom maak. Ek onthou, ek het in my mondeling destyds vir my eie studies het ek by Prof. Jonker gesit, en ons het jy sal dit ook onthou, ons het boeke gedoen oor Berkhouwer, en die een was geloof en regverdiging, geloof en heilig maak. Toe het hy weggetrek om vir te vra, wat is geloof? Man, en daar sit ek, jy weet, ek is nog groen en rou. Nou het ek 3-4 boeke gedoen, nog meer om voor te berei, maar net die eenvoudige vraagie, wat is geloof? Jy weet, nou hoe moet ek verduidelik nou in terme daarvan? En toe sien hy my bietjie, my dilemma, en toe help hy my. Toe sê hy vir my, man, weet jy, geloof is nie, ek wil amper sê, 'n kwaliteit wat die mens in homself het nie. Om te kan glo nie. Om te kan glo nie. Hy sê, dis 'n pad waarop ons gelei word. Dis 'n pad waarin ons gedra word. Jy weet, deur hierdie onbekende mag van liefde van God, wat jou dan dra, en waarop jy dan al meer vertroue wen. Jy weet, al meer begin vertrou, sodat jy eintlik by 'n punt kan uitkom waar die Hebreërskrywer uitkom, om te sê, geloof is 'n vertroue in die dinge wat ek nie kan sien nie, maar wat ek tog, en hy gebruik hierdie ongelooflike term, of uitdrukking, wat hy sê, wat ek tog, soos die ou aartsvaders uit die verte begroet het. Daar was so 'n glimps, wat op die ouen maak dat daai ster weer in ons hart begin skyn, waaroor Petrus praat, dat ons leef as Christen met die môrester, die skynsel van die môrester in ons hart. Jy weet, pragtige poëtiese taal, metaforiese taal, en dit is wat geloof is dat jy
dat jy amper in die lig, nader aan die lig beweeg. Maar moet nou nie 'n fout maak nie. Natuurlik op hierdie pad gaan ons deur ons eie beproewinge en dinge. En dit laat ons twyfel. Dit laat ons geloof soms verdof. Die hele Hebreër skrywer, Hebreër boek gaan oor mense wat moeg geraak het in die geloof, wat weer daai hupstootjie nodig het, jy weet, wat weer dat die vonk of die vlam aangesteek moet word. Daar's 'n wonderlike Taizé lied wat ons sing dat die Here the flame that within our darkest night you kindle the flame that never dies away, that never dies away. So dit is geloof dat jy ervaar dat daar is 'n vlammetjie wat flouer word, 'n flouer skyn, maar wat dan telkens weer iets kindelt. Karel, kan ek vir jou op die punt vra? Ja. En weer teruggaan na miskien na die populêre, sal ek sê populêre of 'n sekere stroom wat dink oor geloof. Ja. Wat sê maar as jy net glo, dan sal dit vir jou reg uitwerk. En dit is eintlik dan nou 'n kwaliteit wat jy nou van gepraat het, wat eintlik in jouself as mens is, wat jou verhewe stel bo ander mense, want jy het nou 'n bepaalde magsgreep op hoe God vir jou goed kan laat gebeur. En geloof word dan 'n power tipe van uiting. Ja. Ek het die krag van geloof. Ander mense glo nie soos ek nie, ander mense glo nie so goed nie, en dit word 'n redelik groot verkondig in baie kerke vandag. Glo nie, dan werk dinge uit vir jou. Ja, en jy word gesond al sulke goed, ja. Ja, en dan moet jy soos ek glo of soos ons sê, jy glo nie reg nie. Ja. Een oom in die gemeente het by geleentheid vir my gesê, as jy vir my reg bid, as jy vir my reg glo, so hy dra dit aan my oor om dit namens hom te doen. Ja. Maar dit is nie wat hier bedoel word nie. Nee. Ja, ek sou sê, jy weet, elke mens is op sy eie geloofspad. Ja. Ek het 'n goeie vriendin eintlik, 'n jongerige vrou wat meer in die apostoliese tradisie groot geword het en amper meer amper kinderlik, jy weet, vir die Here vra, maar gee my bewyse amper van die geloof. Weet jy, en sy het my al beskaam, want sy vertel vir my goed wat met haar gebeur het, wat ek net besef, Jessie, maar sy, jy weet, is diep in die kinderlike geloof, en ergens werk het vir haar uit, jy weet, ergens kry sy hierdie teken. So ek dink van huis uit wil ek amper sê, elke mens het sy geloofspad. Ek dink in my eie lewe, het ek dikwels die ervaring wat die disippels gehad het die nag toe hulle op die storm op die see was. Jy weet, hulle het aan boord gegaan. Ek bedoel, hulle het Jesus begin volg met 'n bepaalde wensdroom, dink ek. Ja. Dat dinge sal uitwerk. As hy naby ons is, dan sal alles uitwerk. En hier is hulle op die boot saam met Jesus en die storm begin losbars. En wat gebeur? Hulle begin angstig raak. Hulle moet stoei vir oorlewing. En Jesus slaap. Jesus slaap. En hulle kom na hom toe en hulle maak hom wakker, en dan hoor jy in een van die evangelies, ek dink is Markus, hoor jy amper 'n verwyt. Here, gee u nie om nie. Ek wil u is by ons volg u in goeder trou. En nou is ons besig om te vergaan. Is dit nie ook die kreet van die moderne mens nie? Ons worstel, ons glo in u, maar u slaap. U antwoord nie, is u straks dood? Dit is die kreet. En weet jy wat gebeur dan? Dan kom Jesus. En dan staan hy op, en dit is baie interessant. Matteus evangelie, of die Markus evangelie begin om te sê, waar is julle geloof? Hoekom glo julle nie? Klein, dis amper of hy hulle amper laat skuldig voel, en dan maak hy natuurlik die storm stil. Die Markus evangelie draai dit om. Terwyl die storm woed. Ja, terwyl die storm woed. By Markus is die orde andersom. Terwyl die storm woed. By Markus maak Jesus eers die storm stil en dan vra hy, maar by Matteus, terwyl die storm woed, vra hy vir hulle, waar is julle geloof dan? En dan as 'n demonstrasie van dat hy in beheer is, verras hy hulle en maak hy die storm stil en sê vir hulle, weet jy, julle het gedink
Ek maak siekes gesond en so en dit het julle ervaar, maar ek is groter nog as dit. Ek is ook in beheer van die kosmos. En eendag gaan julle nog ontdek dat ek ook die dood onder die knie het. Jy weet, dat ek opgestaan, dat ek gaan opstaan uit die dood. So geloof is daai verrassende ontdekking dat God baie meer was as wat ek gedink het, jy weet. En dat ek hom nie kan vasvang in my eie wensdrome nie. Jy weet, dat hy dit dan ontmasker. Dit lyk vir my die Nuwe Testament, telkens wanneer Jesus met mense omgaan, breek hy daai verwagting wat ons van hom het, wat soms amper vals is, te menslik, jy weet, te naïef, dat hy dit oopbreek en sê, nee, ek wil julle, ek is meer as dit. En soms moet julle langer wag om dit toe te sien en te ervaar. Jy weet, Karel, ek het in my studies by Daniel Lau 'n boek gedoen, die derde uitweg, of die derde moontlikheid. En dit is my altyd in die gedagte oor God en geloof, in my persoonlike lewe. Jy weet dat 'n mens sê, maar hier's een of twee moontlikhede. Ja. Hier is die moontlikhede wat jy nou duidelik sien kan of positief of negatief uitwerk. En dan kom daar 'n derde uitweg. Ja. 'n Uitweg wat ons nie al gedink het nie, wat nie sigbaar was nie, wat baie keer rasend eenvoudig is, maar wat tog die uitweg is, en dan moet 'n mens uiteindelik sê, verklaar kan ek dit nie, verstaan kan ek dit nie, maar regtig dis 'n derde uitweg wat alleen God kan wees, wat in 'n mens se lewe. Ja, en wat jou vertroue gee om aan te gaan. Ek kan vir jou miskien, het ons tyd. Ja, seker. Ek kan gou vir jou twee goedjies net vertel ten slotte, 'n storieetjie toe ek nou 1 jaar op vakansie gaan het, toe ek by 'n vriend hier by Nature's Valley. Toe het hulle vir my gesê, maar ek arriveer die middag daar, toe sê my vriend vir my, môreoggend klim hulle Piek Formosa. Dit is die hoogste piek in die Tsitsikamma. En ek is ingesluit, ek moet kom. Nou ek was daai tyd nogal fikserig geweest en ek sê ek is reg en ons is vroeg die oggend weg. Maar ek het nou nie Piek Formosa al in my lewe gesien nie. Dit is daar naby die in die Langkloof. Jy gaan van daar af in. En dis nogal 'n redelike piek, jy weet, as jy nou bo op hom op eintlik staan, dan sien jy al die hele omgewing met al sy klein pietjies en so aan daar. Maar wat gebeur het die dag? Weet jy, nou klim ons die piek, en ons bereik 'n punt, daar het mense omgedraai. Wat jy so kyk, dan gaan die pietjie voor jou en jy dink net, maar jy kan nie eintlik hier uit nie. Jy weet, dit is nie. En weet jy, die gids het net vir ons gesê, al wat jy moet doen is, bly net in die paadjie. Jy's op 'n rif. Jy weet, dis afgronde hier. Bly net op die paadjie. En al sien jy niks, al dink jy gaan nie bo kan kom, jy hou op die paadjie. Vertrou hierdie paadjie gaan jou boontoe vat. En wie dit het gebeur. Dat ek het maar net, ek het nie my oë gesluit nie, maar ek het, jy weet, dit was nogal skrikwekkend op stadiums. Maar jy het net op die paadjie gebly en hy het ons tot bo toe gevat. Nou dit is daai vertroue, maar weet jy, daar's 'n ander ding wat ek ook wil sê. Ons professor Kirsten wat filosofie gegee het altyd die mooi storie vertel van die dogtertjie wat langs die pad gesit en pap eet het. En toe daar 'n ouerman verbygestap en gekyk en sy's vuil, jy weet, sy sit hier en eet haar pap. En hy stap verby redelik waardig en hy vra vir haar, hoe smaak daai pap? Sy kyk hom net so op. Sy steek die lepel in die pap en sy hou dit net na hom uit. Wat wil dit toe sê? Wat wil sy dan toe sê? Ek kan nie vir jou vertel hoe die pap smaak nie. Jy moet dit proe. The proof of the pudding is in the eating. Dit is eintlik, ek dink, wat geloof ook van ons vra. Dat ons dit waag. Denise Ackerman vertel altyd dat sy deur iemand uitgedaag was om net eers die Nuwe Testament te gaan lees. En sy sê toe sy die Nuwe Testament, toe sy dit waag om te luister na Jesus se woorde, toe val daar 'n klomp goed net vir haar oop. En sy word aangeraak, sy begin glo. So ons moet moeite doen, laat ek so sê, van ons kant af. Dit maak dit om 'n toeskouershouding te handhaaf. Jy weet, laat jy maar net sê, ag, ek gaan my nie bemoei daarmee nie. Maar as jy dit waag om bietjie in te luister, jy weet, wat gaan hier aan? Dan is dit net moontlik dat jy ergens geraak word op 'n manier wat jy
nooit verwag het nie. Karel, in die verband het jy al baie keer Sheila Cousins aangehaal oor die sagte sprong. Sprong, ja. Dit praat nogal met my, want uiteindelik om te glo beteken eintlik dan om die kant en naby 'n liefdevolle sagte God te kom staan. Terwyl 'n mens baie keer die indruk kry, maar God is hierdie harde, veroordelende God. Terwyl die bron van ons geloof is die sagte sprong. Ja. Wil jy iets daaroor vir ons sê? Kyk, ek dink miskien het ons al dit genoem langs die pad, dat die ding wat 'n mens verander op die ouend is juist daai ontdekking dat die God, ek het nie boek, is daar baie mooi goed van die Taizé gemeenskap wat sê dit is die hartklop van God, dat hy genadig is. Dat hy wanneer hy met ons besig raak, is dit nie jy weet, hy tackle ons nie. Jy weet, hy stormloop ons nie. Hy wil ons nie onderste bo stamp nie. En ons, of soos daai een verhaal lei, wat die ou sê, spring in die pa wat sê, spring in my arms, en dan as die kind spring, dan staan hy terug nie, jy weet, en dan sê hy agterna vir die kind, ek wil jou leer dat die lewe soms sulke goed het, jy weet, dat jy gaan seer kry. Nee, ons God, die verhouding is die van 'n sagte sprong, jy weet, dat ons na hom toe op 'n sagte manier mag beweeg, vrymoediglik, en hy ons sagweg, soos met die verlore seun sal omarm. Dit is nou Sheila Cousins se uitdrukking, dat geloof daai sagte sprong is in haar lewe, na die realiteit van die Godheid. Ek wil vir jou vra, dink jy die begrip wat ons baie keer gebruik en wat ek ook as jong hoërskoolleerling gehoor het oor geloofsekerheid, nie eintlik 'n bietjie kontraproduktief is nie. Want om te praat oor sekerheid in dieselfde sin as van geloof beteken eintlik maar ek is seker van my geloof. En ek dink baie mense het al geskryf oor die ding van ek is nie seker dat ek glo nie, ek is seker in wie ek glo. Ja, ek het meer weet toe ek onthou toe ons nogal godsdienstfilosofie gedoen het destyds, Willie Estreise, wat nou bekend is, hy is nou seker vir baie jong mense 'n onbekende al die tyd, maar hy het eintlik sy M-skripsie gedoen oor geloofsekerheid, maar hy noem dit nie geloofsekerheid. Hy sê as jy nou in Spreuke lees, daar word gewaarsku, moenie die sekerheid in jou hand hou nie, jy weet. Hy praat van geloofsversekerdheid. Daar is iets van buite wat jou telkens weer omarm en wat vir jou daai sekerheid gee dat dit alright is met jou lewe. Al is alles deur mekaar. Jy kan versekerd weet. Jy weet dat daar is iemand wat jou vashou. So dit is nie soseer iets wat jy in jouself op kan roem nie, jy weet. Wat mense baie keer kry mense, ek is seker nou, jy weet, so let me tell you. Jy weet, en jy het dit nodig. Kyk, dit is maar amper 'n reklamefoefie, jy weet, binne die geloof dat jy sê, ek is seker, jy moet ook seker wees. Terwyl ek dink om te getuig dat hier is die wonderlike versekerdheid in my lewe wat vir my 'n bepaalde sekuriteit gee. Nie deur geld nie, maar deur 'n stut onder my lewe. 'n vaste grond. Dit was een van die boeke wat ons gedoen het, 'n vaste grond. En jy moet altyd weet jy kan weer struikel op daai vaste grond. Jy moenie roem daarin nie. Maar jy mag roem in jouself nie, maar jy mag roem in hierdie wete dat ek mag blessed assurance, jy weet, ek mag weet dat ek word gedra en vasgehou deur 'n groter hand as ek self. Het jy vir ons iets wat jy vir ons kan lees as ons afsluit met hierdie sessie? Man, laat ek kyk wat ek onder die laat ek miskien die gediggie wat ek self geskryf het ek het nie die vorige keer gelees reeds nie. Ja, laat ek dit lees. Ja. Weet jy, toe ek 'n jong seun was, en dit het 'n metafoor geword in my lewe van wat geloof is. En ek het 'n gedig daaroor geskryf.
wat in die boek is, laat ek dit net gou kry. Hier is dit. Dit het daarom gegaan dat, weet jy, ons eendag deur die Karoo gery het, net ek alleen saam met my ma en pa. En my pa het natuurlik groot geword in die Karoo. Dit is nou die Tankwa Karoo, Calvinia area, Ceres, Calvinia. En ons het die nag van die Kaap af gekom en deur die Tankwa Karoo gery, maar dit het gereën. Dit reën nie baie in daai area nie, maar daai seisoen, daai jaar, daar was sneeu op Tronsberg. Ons het net oor Tronsberg kon kom, jy weet, en toe af in die Karoo. En toe ons nou in die Karoo, en dit het aand begin word, my pa het nog so 'n ou Pontiac van sy oom geleen, waarmee ons kon ry. En toe ons nou deur die Tankwa Karoo begin ry, was dit vreeslik glibberig. Weet jy, op stadiums dan die motor so dwars in die pad gesit. En ek het beangs geraak, jy weet, ek het agter en dit al hoe donkerder geraak, jy weet. Ons het baie langer gereis ook na Calvinia toe daai nag deur al hierdie modderpoele en goeters. Maar elke slag is so in die pad beland en dit gly, dan het ek so agterop gespring en jy weet my asem ingetrek en vreeslik benoud, jy weet, en toe het my pa op 'n stadium, toe het hy net so omgedraai na my, teruggedraai na my en vir my gesê, weet jy moenie bekommerd wees nie. Ek het hier groot geword. Ek ken elke hoek en draai van hierdie plek. Ek weet waar daai natkolle is en waar ons 'n bietjie gaan gly, maar ek sal ons hier deurneem. So moenie bekommerd wees. En dit het so gebeur. My pa het ons dwars deurgeneem. Ons het laat nag tuis gekom, maar daai gerusstelling, dit het vir my 'n geweldige simbool geword van geloof. En toe het ek die gediggie geskryf, wat as volg gaan, Karoo reis. 'n Mens moet dikwels ver en gly reis om grond te vat en huis te haal. Soms deur dik sneeu teen 'n steil berg op, totdat die wit greep verslap en jy afsak in die maanlandskap van 'n nat Karoo, met modderpoele en ysterklip wat die ewewig en die velling heel pad dreig. Dis nou van die motor natuurlik. Die nag se gordel stywer om jou span op 'n pad wat eindeloos strek. Tot skielik jou pa se stem, dat niks hier onbekend of onberese is nie. Dat elke poel en klip, hoek en draai met eie voet getoets is. Geen vreemde ster die uittog deur die wye Tankwa kan versteur. En in 1956 Pontiac, steeds met 'n yslike brul, die laaste bult sal oorbeur. Fantasties, Karel, baie dankie. Voorreg om met jou te gesels en sien uit na sessie 4. Dankie, baie dankie.